Goeienaand aan elkeen van u. Baie welkom by Magaliese Gemeente se biduur vanaand. Ek glo u week sover was goed. Ter opening van ons biduur kom ons sluit die oë vir 'n gebed. Here, baie dankie vir die goedheid en die liefde. Dankie dat u ons so ver gelei het hierdie week. Here, ek vra dat u asseblief nou met ons gedagtes sal wees. Help ons om dit op u te vestig, soos ons na u woord kyk. Baie dankie dat u vir ons gesterf het aan die kruis. Ons is lief vir u. En dankie dat u eerste vir ons lief was. Ek bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u genade so groot is. Amen. Ek wil graag vanaand se bid hier 'n bietjie meer interaktief maak. So, skryf jy jou 'n pen en 'n papier, of jy kan selfs jou foon gebruik, enige iets wat jy op kan skryf of tik of 'n nota op kan maak. En terwyl elkeen van julle nota meganismes kry, gaan ek vir ons 'n paar verse uit Psalm lees, ter inleiding van my boodskap vanaand. So dit is Psalm 107, vers 1 tot 6. Die opskrif sê, Danklied van die verlostes. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het, en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie, 'n stad om in te woon, het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle. Hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het hy hulle gered. Goed. So ek glo elkeen van julle het nou julle nota maak meganisme. Die eerste nota wat ons gaan maak vanaand is om 5 dinge te noteer waarvoor ons dankbaar is. So dit kan enigiets wees, van klein na groot, enige iets waaraan jy kan dink waarvoor jy dankbaar is vanaand. Ek gaan die skerm nou verander vir so 30 sekondes min of meer, en daarna sal ons dan 'n vers lees oor dankbaarheid. Goed, ek glo ons het almal ons 5 dinge waarvoor ons dankbaar is. Daar's baie meer. Ek kon 'n uur tyd gegee het en ons sal ons uiteindelik klaar gemaak het met alles waarvoor die Here ons voorsien nie. Ek gaan 'n versie lees uit 1 Tessalonisense, hoofstuk 5, vers 18. Dit sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus Christus oor julle. Skryf sommer die versie onderaan neer onder die 5 dinge. Dit is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Ek gaan hom weer lees. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Okay, volgende nota nommer 2, is om 3 dinge te noteer wat die Here die afgelope week of 2 vir u voorsien het. So, enige 3 dinge waaroor jy jouself bekommer het, of 'n gebed wat beantwoord is, enige iets wat jy kan identifiseer in jou lewe, of wat jy gesien het in iemand anders lewe, waar die Here voorsien het. Enige plek waar die Here sy hand kon waarneem. Ek gaan weer die skerm verander, vir so 45 sekondes, en daarna volg 'n vers oor God se teenwoordigheid in ons lewe. So nou, 3 geleenthede, of tye, of plekke, waar jy God se hand kon sien. Skryf ons nou neer.
Okay, die volgende versie wat ek vir ons lees, wat aansluit by nota nommer 2, is Psalm 139, vers 7 tot 10. Okay. Waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u my hand lei en u regterhand my vashou. U kan weer hierdie versie onder aanskryf, nota nommer 2, dit is Psalm 139, vers 7 tot 10. Wat 'n pragtige deel uit Psalm, ongeag waar ons heen gaan, die Here sal ons daar kom haal. Okay, nota nommer 3 is volgende. So nota nommer 3 is 2 geleenthede wat ons gaan neerpen, waar Jesus se beskerming duidelik was. So dit kan weer eens wees in jou eie lewe, of wil jy beskerming van God in iemand anders se lewe beleef het, of van gehoor het. So ek gaan weer die skerm verander, vir weer so min of 45 sekondes, en daarna gaan ons 'n versie lees oor God se beskerming. So nou, nota nommer 3, is ons skryf neer 2 geleenthede, plekke of dinge, waar God se beskerming duidelik was. Okay, nou lees ons uit Spreuke, hoofstuk 18, vers 10. Spreuke hoofstuk 18, vers 10. Dit sê: Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut. Dus, hoe sal 'n Engelsman sê? Baie straightforward, kort en kragtig. As ons na die Here toe hardloop, sal hy ons beskut. Okay, en ons ken al teen die tyd die reël, ons kan hom weer onder aanskryf. Nota nommer 3 was God se beskerming, so ons kan onder aanskryf Spreuke 18 vers 10. Okay, die laaste nota, nota nommer 4, is een ding wat jy kan identifiseer, wat vanaand op jou hart druk waaroor jy wil bid tot die Here. Net een enkele aspek, dit kan enigiets wees, maar kom ons vat dit na die Here toe. Dit is immers 'n biduur, maar ek gaan nie vir 'n uur die skerm verander nie, so maak dit 'n bidminuut. Enigiets waaraan jy kan dink wat jy in die voete van die Here wil neerlê vanaand, dit na hom toe vat in jou eie stille tyd. So ek gaan die skerm nou verander vir 'n minuut, en daarna sal ek weer 'n versie lees en dan ter afsluiting. So, een enkele ding, kan dit sommer neerskryf ook, dan is dit op jou papier. Skryf die gebedsversoek neer, en dan bid vir 'n minuut daaroor, en dan ons weer terug. Okay, die bidminuut is verby. Die versie wat by nota nommer 4 pas, is 1 Johannes 5 vers 15. Jy kan dit weer neerskryf daar
onderaan die gebedsversoek wat jy op die papier of die foon neergepen het. So ek lees vir ons 1 Johannes 5 vers 15 sê: En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ook al ons vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Ek is seker jy sal met my saamstem dat soos wat ons hierdie dinge neergeskryf het en daaraan gedink het ons dalk dinge geïdentifiseer, geleenthede, gebeurtenisse wat ons nie noodwendig aan sy dink as ons nie aktief daaroor gedink het nie. Dus dit is belangrik om aktief en bewustelik te reflekteer oor wat die Here vir ons doen en waar sy beskerming is en waar sy hand ingryp. Tye wat ons dit nie eers voorvra nie, tye wat ons nie voorspel het, dit is nodig nie, maar wat hy doen, want dit is lief vir ons. En dan is dit ook nodig om raak te sien wanneer hy ingegryp het op 'n gebed, wanneer ons wel 'n antwoord op 'n gebed gekry het. Dit kan partykeer so gejaag raak, jy bid en bid elke aand het ons lysie, en lysies is nie verkeerd nie, maar ons moet dit raak sien wanneer die Here dit wel voorsien. En partykeer is dit nodig om vir ons geestelike gesondheid tyd te neem om daaroor te dink, om te dink, waar het die Here my vandag beskerm? Waar het hy vandag voorsien waar ek dit nie dadelik raak gesien het nie? Wat het ek vandag om voor dankbaar te wees? Wat het die Here vir my vandag beteken? As ons daai dinge elke dag kan raak sien, hoeveel beter sal ons geestelike gesondheid nie wees, en hoeveel beter sal ons verhouding met die Here nie wees as ons elke dag sien wat hy vir ons doen. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Hy wil nie net hê ons moet elke aand 1, 2, 3, 4, 5, dit is my lysie vir vandag, vir hom gee nie. Hy wil hoor wat het ons nodig. Hy wil in gesprek met ons tree. En daarom is nota nommer 4 eintlik vir my so 'n mooi gedagte om elke dag te doen. Neem een belangrike ding in u lewe. Dit kan klein wees, dit kan groot wees, dit kan enige iets wees, maar tree in gesprek met die Here oor daai een ding. Gesels met die Here, verduidelik vir hom, hoekom is hierdie ding vir jou belangrik, wat het jy nodig daai? En soms gee dit ook vir ons perspektief, dit gee vir ons perspektief, is dit waarvoor ek vra, die wil van die Here, is dit waarvoor ek vra, het ek dit regtig nodig, is dit iets wat my nader gaan bring aan die Here? En soos 'n mens met die Here praat oor hierdie een ding wat jy voel in jou hart jy nodig het, sal ons perspektief kan kry, sal die Here met ons praat oor daai een ding. Hy wil nie hê ons moet net vir hom 'n lysie gee en sê ek soek asseblief dit en dit en dit en dit vir môre en hierdie week nie. Hy wil ons ken, hy wil ons weet waar ons behoeftes vandaan kom. Met dit gesê, gaan ek vir ons 'n gebed doen ter afsluiting. Here, dankie dat ons na U toe kan kom met enige iets op ons hart. Dankie dat ons, of dit klein of groot is, op U kan staatmaak en op U kan vertrou. Here, dankie dat U ons beskerm, dat U vir ons voorsien, waar ons het gevra het en nie gevra het nie. Here, help ons asseblief om bewustelik elke dag hierdie dinge raak te sien, om tyd te neem, om met U geselsies aan te knoop, om met U te gesels en te praat oor ons behoeftes en oor ons gedagtes. Here, dankie dat U met ons wil tyd spandeer. U is die meester en die skepper van die heelal wat lewe kan spreek en kan lewe maak met 'n woord. Dankie dat U belangstel in al ons nietighede, wat eintlik nie vir U nietigheid is nie. Here, wees asseblief met ons deur die res van die aand. Wees asseblief met ons deur die res van die week. Beskerm ons, hou ons veilig, maar meeste hou ons naby aan U. Dankie vir die liefde. Ons is lief vir U. Dankie dat U eerste vir ons lief was. Ek bid dit nie omdat ons te verdien nie, maar omdat U genade so groot is. Amen. So die systeem wat ons vanaand gedoen het met om vinnige notas te neem, doen dit weekliks. Daagliks as jy wil, maar ten minste weekliks, om aktief bewus te wees van wat die Here vir ons doen. Mag U 'n geseënde week hê.